by Fokus Avontuur. Hier is waar jy al jou skoollesse op een plek kry, spesiaal gemaak vir kinders en tieners van graad 4 tot graad 12. Ons is hier om jou te help leer en groei, stadig, rustig en met baie ondersteuning. Hierdie video's en opsommings is jou hulpmiddels om makliker deur jou skoolwerk te kom. Laat ons jou wys hoe om die meeste uit elke les te haal. 5 stappe om jou lesse effektief te gebruik. Stap 1: kry alles gereed. Sit in 'n rustige plek. Hou jou opsomming, skryfboek en pen of potlood byderhand. Stap 2: begin met luister. Speel die video en luister na die les. Jy hoef nie dadelik alles te verstaan nie. Fokus net op wat jy hoor. Stap 3: lees saam. Gebruik die opsomming om saam met die video te lees. Jy kan jou vinger, liniaal of 'n gekleurde papier gebruik om jou plek te hou. Stap 4: stop en herhaal. Druk pause as jy iets nie verstaan nie en speel daardie deel weer. Skryf vrae of aantekeninge neer om later na te gaan. Stap 5: toets jouself. Lees die opsomming weer hardop sonder die video. Probeer die les se belangrikste idees in jou eie woorde verduidelik of 'n paar vrae te beantwoord. Met hierdie eenvoudige stappe kan jy leer op jou eie pas, sonder druk. Onthou, jy is nie alleen nie. Fokus Avontuur is hier om jou te help. Kom ons begin. Het jy al ooit gewonder hoe ons dinge oor die verlede weet? Hoe weet ons hoe mense 100 of selfs 1000 jaar gelede geleef het? Kom ons vind dit saam uit deur bronne. Maak gereed vir 'n avontuur in tyd. Wat is 'n bron? Bronne is dinge wat ons help om stories oor die verlede te leer. Dit kan wees oupa se storie, ja, jy hoor reg, 'n ou prentjie of speelgoed uit die verlede. Bronne vertel ons oor dinge wat gebeur het. Dis soos om 'n skatkaart te kry. Tipes bronne. Nou, daar is 2 soorte bronne. Primêre bronne, dinge wat regtig uit die verlede kom, soos ou briewe of fotos. Sekondêre bron, dinge wat geskryf is om oor die verlede te vertel, soos jou geskiedenisboek. So, as jou ouma oor haar kinderdae vertel, is dit 'n primêre bron. Maar as jy daaroor in 'n boek lees, is dit 'n sekondêre bron. Hoe werk ons met bronne? Kyk na 'n bron soos 'n speurder. Vra jouself hierdie vraag: wie het dit gemaak? Dink aan wie die skat geskep het. Wat sê dit vir my? Wat kan ek daaruit leer? Dis soos 'n speletjie waar jy die geheime van die verlede moet ontrafel. Pret aktiwiteit. Wil jy jou eie bron maak? Gaan haal 'n ou foto by die huis, miskien van jou gesin. Vra jou ouers of grootouers oor wat in die foto gebeur. Nou is jy die speurder wat 'n storie oor die verlede leer. Kom vertel my in die kommentaar, wat het jy uitgevind? Historiese bronne is soos skatte, wat ons help om stories oor die verlede te ontdek. Onthou, of dit nou 'n ou foto of 'n storie van jou oupa is.
Elke bron help jou om slim en kreatief te wees. Teken in vir nog lekker lesse en onthou, jy is 'n geskiedenisspeurder. Los jou e-posadres in die kommentaar en ek stuur vir jou die gratis opsomming. Tot volgende keer.